Goeienaand julle. Baie welkom by vanaand se Boekevat. So lekker om weer na 'n rukkie saam met julle te kan kuier en saam met julle vanaand te kan wees. Ek het gedink om die volgende 3 weke stil te staan by die uitsprake van die profete met die so sê die Here. En ons eerste teks vanaand oor hierdie gedagte van so sê die Here, lees ons in Jeremia 23 vers 29. So sê die Here, my woord, soos 'n vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. My woord, dis wat die Here vir die profete gesê het en wat hulle vir God se volk moes oordra met die woorde, so sê die Here. My woord, dis wat ons vandag in die bladsye van ons Bybels lees, woorde op skrif, deur God geïnspireer, so sê die Here. My woord, dis wat 'n verskil in mense lewens en optrede maak, wat hulle roeping en rigting beïnvloed. My woord, kom sê Jeremia, dis soos 'n hamer wat die hardste hart kan verander, wat 'n rots in stukke kan laat breek. My woord, dis soos 'n vuur wat brand in mense se harte, wat lig in die donker. My woord, dis soos 'n veldbrand wat versprei, nie gekeer kan word nie. My woord, 2 Timoteus 2 vers 9 gesê het so mooi, kan nie geboei word nie. My woord sal nie onverrigter sake terugkeer nie. Jesaja 55 vers 11. So sê die Here. Daar is mos 'n storie wat vir die waarheid vertel word van 'n gevangene wat 'n Bybel in die hande gekry het en die blaaie gebruik het om sy zolletjie te rol, sy rood goedjies op te rol. Hy het later vir die dominee bely sê, ek het die Bybel gerook, maar toe ek by Johannes kom, toe rook die Bybel my. Nou niemand sal kan keer dat die Bybel se inhoud mense verander nie. Niemand sal verhinder dat dit verkondig word nie. Niemand sal kan verhoed dat daar nog en nog kopieë gedruk word en dat al hoe meer tale vertaal word nie. Die woord staan vir altyd vas. Dit sal nie vernietig word nie of ooit ongeldig verklaar kan word nie, want dit is soos 'n vuur, soos 'n hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Sjoe, hoe kosbaar is dit dat ons hierdie woord kan hê. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord. Dankie vir die woord wat 'n verskil maak, wat mense se lewens verander, want in die woord is die Bybel geïnspireer en is die Heilige Gees besig om deur die woord in ons lewens te werk. Here, maak dat ons genoeg tyd in die woord sal spandeer, sodat ons sal kan hoor wat U ook vir ons wil sê. Seën ook vir ons in hierdie week verder, in Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, 'n baie mooi en 'n geseënde aand.